Ons het heel wat hewige reën ondervind die afgelope paar dae in Bosmasburg. Soos hulle sê, die water kom met voordele en nadele. Ongelukkig is ons nou die slagoffers van die nadele van die reën wat geval het die afgelope paar dae. En as ek ook kan emphasize deur te sê die voordele, ons het nou vandag hulp gekry finaal van die Tsansabane munisipaliteit af na meer as 17-20 jaar se pleidooi wat op dowe ore geval het. Na meer as 23 jaar, dis mense wat vir 17 jaar hier bly ook. En ons het gesmeek, ons het gesoebat. Daar was al tyres gebrand, niks het gebeur nie. Phyllis hoop het maar net opgehoop. Ons sit nou nog sonder sanitasie. Ons gebruik 'n boom om ons vesel te gaan gooi as 'n haven vir sewage. En wat kommerwekkend is, ons was gister geoorstroom op knielengte. En councillor Marco en councillor Rochelle het gekom om te kom kyk hoe hulle die situasie kan red. Maar ongeag die situasie se redding, moet ons ook verstaan dat daar is munisipale prosedures wat moet gevolg word. Elke councillor moet gaan rapporteer by die verskeie direkteure soos jou technical services, community services. As ek kan begin by community services, aka Julius Thuys, totally ignorant. Met hierdie ramp van gister, nie die speaker, nie die mayor, nie die technical director, nie eens die technical director of community services was hierdie. Dit wys ons maar net as 'n gemeenskap en as mense van Normanville die level van minagting. Die level van minagting wat moet gesien word. Mense wil nie die waarheid in die oë staar nie. 'n Ramp moet jou eers tref voor daar hulp tot jou redding gaan kom. Meubels is verloor, kos is verloor, ons is klaar werkloos. Die paaie word daarom nou gesloop. Daar is daarom nou lig in die tunnel deur die councillors, wat daarom ook nou maar uitgereik het met beperkte resources. Munisipaliteit het 'n paar weke terug gesê hulle het limited to no resources. Maar ek verstaan nie dat hulle nie eens kan 'n assessment kom doen nie. Wat nog kommerwekkend is, in die laaste IDP wat nou kort gehou was in Posdien wijk 1 en wijk 3, Normanville word nog steeds nie geprioritiseer nie. Nou wat sê dit vir jou? Die vorige administrasie, soos hulle verduidelik het, en die vorige administrasie het nie hulle werk gedoen nie. Wat het hulle hier gekom doen? Paycheck collectors. Kom ons noem die ding op sy naam. Dis waar ons vandag sit. Deur hulle ons dra die gevolge van hulle se dienslewering. Ek bly al 17 jaar hier so by die Shenties. Ons het die probleem al nou amper vir die 17 jaar wat ons al gevra het vir grond, waarvan Maspal ons nooit gehelp het. Tot Justine wat nou voor my gepraat het ook nie gebly, maar na terwyl tyd uitgetrek. En so het ons maar gesukkel met die water. Laat ons gister tot ons drinkwater, toilets, ons het niksie, totdat ons gister nou daai reën gekry het wat ons so onder water gesit het. Dat ons ten minste weer gevra dat ons gesien het vandag het least vir een keer na die klomp jare het ons daarom kom uitgehelp dat ek sien nou hulle maak haar die paai reg. En ja, dis nou wat ons gedeurlewe die afgelope 17 jaar tot vandag toe. Die omstandighede wat ons hier by die Shenties lewe is verskriklik. Dit reën, ons het nie krane nie, ons het geen toilets nie. Dit is verskriklik, dit is chaoties waar ons in lewe. Here help ons asseblief. Dankie. Amen. The Tsansabane local municipality acknowledge the recent flooding of Shenties in Normanville and would like to assure the community that we are taking immediate action to alleviate the situation. Our roads and stormwater unit has been working tirelessly since yesterday to address the flooding. We have created trenches to facilitate water flow and to reduce the impact and flooding on affected households. While we are still working on a permanent solution, we are committed in developing a permanent solution for this area. This will involve comprehensive assessment of the area's infrastructure and planning to make sure that we are developing Normanville. We urge residents to exercise caution and cooperate with our team as we work towards resolving this situation.
In this instance, we appreciate, as the municipality, the community's understanding and support during this time. So thank you very much.